glo dat ons lank sukkel, ure sukkel om 'n bok te skiet en dan kom hy van Windhoek af en skiet hom gou. Jonah, dis baie onregverdig, hoor. Hy is baie welkom in die elkeen. Jonah? Kom jy nou met 2 keer? En dan vir die res van die week, Pretoria Noord, maar hy het vir my baie pertinent gesê, dis nie Pretoria Noord nie, maar dit is in die noorde van Pretoria. Sinnewil gemeente. Maar die woord Sinnewil, klink net nie vir my reg. Sonder wil. Of as jy wil, nee. Hy het daai ding gevat na sy gemeente toe en hy preek dit daar, net as jy wil. Baie dankie dat jy gekom het, pastoor Lou en Arona. Pastoor Lou weet presies hoe u voel. Hy het ook sy vroukie verloor in COVID. Arona het ook haar eggenoot verloor in COVID. So COVID het sy draai gemaak, selfs in Pretoria. En ons weet hoe dit voel. Maar ons bly jy is hier. En het is lekker om jou hier te hê. Ek en pastoor Lou het saam gestudeer. Hy het 'n 2 liter Coke gehad, 'n 3 liter Ford en 'n 500cc Honda motorfiets. En een van hy vet 6 Ford Cortinas was hulle, nee. Een van die min karre in my lewe wat ek gesien het, wat op sy tweede rad 120 getref het. Hy het seker nog verder op gegaan. Die stoutste ding van hom wat ek kan vertel. En hy geniet dit nogal, maar hy het nou gesê vanmôre gaan hy vergifnis vra daarvoor. So, maar hy moet dit voor u doen. Een aand vat ek 'n meisie uit en ons gaan speel 10-pin bowling. En hy en 'n ander vriend van ons, Slabbert Pretorius, toe ons in die kar klim en hulle saam, toe hulle twee nou ewe skielik doof stom. In 'n 10-pin bowling speletjie kan nogal lank aangaan en hulle was heel aanstom. My arme meisie het al gehuil, so jammer kry sy vir hulle twee. Seker die wil sê jy belos het. Dis wat sê. Maar nie langer met hierdie. Dankie tog daarvoor. En soos hy gisteraand gesê het, net voor ons haar aflei, toe praat sy iets en toe sê hulle, ja, maar dit was 'n baie lekker aand. So the miracle happened. Ons het 'n bietjie saam rugby gespeel en hy was 'n senior van my, 'n jaar net bo my gewees. En dit was lekker om hom te ken. Ek hoop ek ken hom nog na vandag. Lou, baie welkom. Bly met jou saam te hê, Arona, dat ons jou dan so 'n stukkie van die land kon wys. En vir elkeen van u vrede en ontvang die seën van die Here. En geniet elke oomblik. Dingetjie wat ek vir u geskryf het, wag in Jerusalem, maar agterop is daar iets wat u beslis moet lees. Veelheid keer wat mense die Bybel lees en wat se verskil dit in 'n mens se lewe maak. So lees gerus daai stukkie statistiek agterop. Iewers op Facebook, op internet gekry. En dan Dinsdag aand verjaar teens. So ek gaan hom maar uitlos want pastoor Roan gaan dit agterop gooi. Is ek dan reg met jou en Verena? As jy een betrokke is. Daar's nie een. Verena, ons wil nie sop hê nie, hoor. Maar andersins sal ons enigiets anders vat. Vat tog so 'n oomblik en reinig, raak rustig, sluit af wat buitekant is. En roep maar die naam van Jesus aan hier in die hart. Vader, dis in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, wat ons voor u troon kan kom en aan u eer bring, aan u heerlikheid bring. En ons besef, Here, dis genade op genade,
Ons weet, Here, dis die liefde van Jesus wat wonderbaar is. Ons weet, ons koning, dis elke belofte wat vir ons aan die gang hou. Ons besef, Here, dat sonder U is ons maar net nog iemand wat hier rondloop. Vader, en daarom dank ek U vanmôre vir die kosbare bloed van Jesus wat sonde kom wegwas het. Dankie vir die naam van Jesus waarvan ons deel kan wees en in die liggaam ingeënt kan word en vrug kan drink uit die wynstok uit en deel kan wees van Jesus Christus se gemeente en sy liggaam. Vader, dat ons U kan ken en die liefde en die genade wat U oor ons stort. Heilige Gees, dat U in ons harte is en dat U ook vanmôre sal oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel en die woord vir ons open, Here, en laat ons met blymoedigheid en vrymoedigheid God kan verheerlik met alles wat in ons is, want die Here is kosbaar en liefdevol in ons. Here, en ons kan, ek kan sê met soveel oortuiging, ek is lief vir U, ek is lief vir U kinders, en ek dank U vir hierdie oomblik, waar ons by mekaar kan kom om eer te bring aan die koning van die konings, die Here van die Here. Vader, in spesiale teenwoordigheid op ons Jonna, in Jesus naam, in teenwoordigheid van vrede, van troos en rustigheid, laat die naam geheilig word oor hom. Dankie Here vir elke besoeker vanmôre, dankie Here, dat U ons harte gevange neem.
prys U my koning. Halleluja, halleluja. Ere aan Jesus. Ere aan Jesus. Father, we love you. Yes, my God. Yes, my God. The Father, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, Lord. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. The Spirit, we love thee. We worship and adore thee, and glorify thy name in all the earth. Oh, glorify thy name, Lord. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Oh, Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, Lord. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Aan U die lof en eer, Here, ons prys U naam. Die naam van Jesus wat 'n sterk rots is. Ons Here wat verlossing bied. Ons Here wat God is. Halleluja, holy. Halleluja. Halleluja, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come in this place, Holy Spirit, what welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and of praise, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit,
harte in ons teenwoordigheid. Sonder U, Gees van God, wil ons niks doen. Sonder U, Heilige Gees, sal ons bly waar ons is, maar ons weet die Gees van die Here waai, en ons wil saam met U beweeg, Here, ons wil saam met U wees. Waar die Gees van die Here is vryheid, en dis waar ons wil wees, Here. Is oorwinning, is krag. Oh, bless you, Jesus. Oh, bless you, Jesus. Kom ons sing 'n laaste koortjie. In U teenwoordigheid, Here. Kom ons in ons buig voor U neer. Yes. Here, ons weet, dit het U behaag om wonders en tekens te doen, want die Allerhoogste bevestig sy woord deur wonders en tekens. Dankie, Here, dat ons aan hierdie God kan behoort, wat lewe is, wat lewe gee, en ook gesê het, dat ons lewe in oorvloed kan hê. Dankie, Here, dat ons voor die ere koning kan staan, wat tekens doen, tekens wys, maar U het gesê, die belangrikste ene is 3 dae in die graf, en hy gaan opstaan. Halleluja, halleluja, in 3 dae sal ek opstaan. Dankie, Here, dat U opgestaan het uit die dood, dat ons deel kan hê aan die opstandingskrag, die opstandingswoord,
Die evangelie wat in krag van God is tot redding vir elkeen wat glo, omdat U opgestaan het. Dankie Vader. Dankie Vader. Sit 'n hand op 'n skouer daar langs jou neer. Seën die persoon met vrede. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Bless the Lord. Dankie Heer. Dankie Heer. Sal die broeders wat my by die tafel help met vorentoe kom. Jan, Fanny, Johan, Konrad. In 1 Korintiërs 11 is daar 'n versie wat altyd bly oor die tafel van die Here. Hy sê in vers 26, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie wyn drink, beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. As jy dit 1 keer 'n jaar doen, as jy dit 1 keer elke dag doen, hy sê nie vir ons dis reg of verkeerd nie, hy sê elke keer wanneer jy dit doen, verkondig jy die dood van die Here, die belofte, totdat hy kom. Sy liggaam wat vir jou en vir my gebreek is, sy bloed wat vir jou en vir my gestort is, gebreekte liggaam, want deur sy wonde is daar vir ons genesing. Gestorte bloed, want so word ons sonde weggewas deur die kosbare bloed van Jesus. En ek en jy het dit so nodig, om ek het 'n begeer na die liggaam van Christus gereeld, om saam met broers en susters gemeenskap te hou en deel te hê aan dit wat hy vir ons nagelaat het. Paulus sê, want die Here het ook in ons oorgeleef, hy het dit vir ons gesê, hy het dit vir ons vertel, en Jesus het dit self ingestel. Miskien kan broer pastoor Lou later vir u meer vertel daaroor, maar van 'n bo-vertrek geleentheid, saam met Jesus aan die tafel te kan sit, en vir hulle te sê, dis my liggaam. Dis my liggaam. So wat doen ons vanmôre? Aan die tafel van die Here, ons herdenk die dood van Jesus Christus totdat hy kom. Niks anders nie. Het gaan niks oor 'n kerk nie, dit gaan niks oor 'n persoon op hierdie aarde nie, dit gaan niks oor my of enige van my broeders wat hier staan nie. Dit gaan oor Jesus Christus. En hom as die gekruisigde, maar ook die kosbare beloftes, totdat hy kom. Jy reg vir hom? Totdat hy kom. Is jy reg vir hom? Broer is dit 'n ding wat hy altyd sê, wat by Bybel het. As die Here nie op die wolke kom nie, en jy sterwe, dan het hy vir jou gekom. En jy moet elke dag, elke oomblik gereed wees. Ek nooi vir jou uit om van die broodjie te eet en van die sap te drink, net vir Jesus Christus te erken, vir God dankie te sê, die Heilige Gees toe te laat om jou gedagtes oop te maak, ontvanklik te maak, en 'n saailand met vrugbare grond voor te berei, om dit wat God vandag in jou lewe wil doen, te erken. Amen. Die nag waar die Here Jesus Christus verraai is, die brood geneem en nadat hy gedank het, gebreek en gesê, neem en eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtes. Onse Vader in die hemel, ons sê dankie, maar met hartseer, dat Jesus aan die kruis staan, maar dat sy liggaam gebreek is, vir genesing vir ons liggaam. Net soos wat 'n broodjie so maklik uit mekaar uittrek, so weet ek, gaan hy dit vir jou en vir my net so maklik heel maak, gesond maak. Eet vanmôre daarvan en word versterk oor dit wat God in die lewe doen. Vervang sy liggaam wat vir ons gedoen is. Seën.
dood van Jesus Christus. Maar ons weet, hy het opgestaan, en ons weet, hy het opgevaar, en ons het 'n verwagting totdat hy kom. Drink hierdie, eet hierdie, en weet, hy gaan kom. Amen. Alright. Hier vir u. Broers en susters, ontvang sy liggaam en sy bloed.
Dankie Here dat ons deel van U kan hê, deel van U kan wees en 'n verwagting het. Hy gaan kom op die wolk om sy kinders te kom haal. Dankie Here dat ons ook met blydskap kan uitkyk na daai dag. En terwyl ons hier met ons voete in die stof van die aarde loop, weet ons daar's 'n ewige kroon weggeberg vir hulle wat die koms van die Here verwag. Ons kyk uit, Here, in Jesus naam. Amen. Pastoor Lou, wees welkom asseblief. My paadjie daar aan regterkant. Wow. Halleluja. Ek wil vir u van my kant af wil ek sê baie welkom, mag die Here vir u seën en ek kon uiteraard nie wag om weer hier in Namibië te kom nie. Dis 'n plek wat ek in 1975 op verlief geraak het, maar dit was nie om kerkbesigheid gewees nie. Dit was met staatsbesigheid oor grootooms met dik snorre destyds wat besluit het oor ons 19-jarige laitiese lewens en waaroor ons nie 'n sê gehad het nie. So maar daai tyd het ek al, ek wil net vir julle sê, ek het my diensplig gedoen in Walvisbaai. So ek is deel van julle of julle dit wil weet of nie. Nee. En die Here is vir my goed gewees, maar ek wil vir julle elkeen sê baie welkom en ek wonder baie keer by myself, wat en wie sou ons as predikers wees? Om te dink dat enige iemand, sou in die môre sy mooi baadjie aantrek. Hy sou gister, so hy sy klere by die droogskoonmakers en bietjie, en ek gaan môre kerk toe, ek wil gaan hoor wat sê die pastoor, by die dominee, wat sê die priester, nee? Wie sou, wat se roem sou daarin wees? Dat daar iemand sou wees om te sê, ek gaan vandag, ek moet vir my 'n paar skoene gaan koop. En dan kom hy met sy nuwe Edgarskoentjies, kom hy hier so na die kerk toe gestap en sy nuwe staatjie, en hy lyk baie oulik en hy lyk baie mooi en sy kleertjies gister ingegee by die droogskoon. Om vanoggend kerk toe te gaan, weet jy wat pastoor Dennis? Ons as predikers moet 'n rooi tapuit uitlê daar van die paadjie om hierdie belangrike mense hier te ontvang. Nou die van julle wat my nie voorheen ontmoet het nie, julle mis niks. So, wees ontspanne. Ek het net die Here verblindend lief, verskriklik. Ek het die Here baie lief. Hy is my koning en hy is alles wat ek is en alles wat ek lewe. Ek weet ek gaan buite hierdie kamertjie se range wees net, maar moenie bekommerd wees nie. Maar ek het gewonder, wat is die titel? Toe ek nou hoor ek moet 'n titel hê en 'n tema vir hierdie week, ek dink ek soos heuning op my lippe. Soos heuning op my lippe. Want die Psalmis skryf, hy sê soos heuning op my lippe. Here, u naam, u is so soet vir my, proe en smaak en sien dat God goed is. En in hierdie tyd van Pinkster is dit nou juis 'n tydperk waar ons te doen kry met baie vrae, naamlik oor die Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees? Ag, dit is so maklik. Dis die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 3 verskillende persone, elkeen in sy funksie. Die Heilige Gees is nie die Seun nie, die Seun is nie die Vader nie, die Vader is nie die Heilige Gees. En mense sê vir my, maar hoe verduidelik 'n mens dit? Dan vra ek nou net vir mense baie keer die vraag, is die dop die geel van 'n eier? Maak so, dis die kerk, maak so. Die dop is mos nie die geel nie. Is die geel die wit van die eier? En is die wit die dop? Dis die maklikste wat 'n mens die 3 eenheid verduidelik. So te loods. So ek nou wil eers iets kan sê, die woord 3 eenheid kom nêrens in die Bybel voor. Nee? Dis 'n begrip wat ons aan mekaar gesit het om die wysheid en die grootheid van die Godheid te verstaan. Vader, Seun en Heilige Gees. Die liggaam
die liggaam. Wie is die liggaam? Die liggaam van wie? Van Christus. Want jy sien Christus praat met sy disippels, hy sê manne, dis nou vir Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Jakobus en die seuns van Zebedeus en dis meer. Hy sê ek gaan nie hier op aarde wees nie. Ek gaan nie meer lank wees nie. Maar ek sal die Vader bid dat hy die ander trooster stuur, die Heilige Gees. En hy sal in julle kom woon. Wat hy daardeur sê, hy sê ek gaan opvaar, ek gaan opstaan uit die dode. Ek gaan opvaar hemel op die 3de dag. Die julle dit beloof, dit gaan gebeur. Op die 3de dag gaan ek opstaan en ek gaan opvaar hemel toe. Maar ek sal die Vader bid dat hy vir julle die ander troosters stuur. Want tot hiertoe was ek julle trooster, by implikasie wat hy sê. Trooster in watter opsig? Kom hy by die lamman. Hy sê vir hom, wil jy gesond word? Die ou sê vir hom, ja, hy sê nou maar staan op en doen. O ja, vat sommer jou bed ook so. Hy kom by die vrou wat gevang is in owerskap. En die Fariseërs en die Sadduseërs en die owerstes en die volk staan daar om volgens die wet aan nou dood te gooi met klippe. En hy bid neer. En hy skryf op die grond. En hy kyk op en hy sê nou, waar is daai klomp perde wat haar met klippe wou doodgooi? Daai klomp wat so vinger gewys het na, waar is hulle nou? Maar jy sien wat hy daar op die grond geskryf het hulle geraak. En hy skryf weer op die grond en hy sê vir die vrou, sê hy vir haar, sussie, gaan nou, gaan sondig nie verder. Toe staan vergifnis. En dis in hierdie tyd, waar die Heilige Gees, waar die Here Jesus sê, ek sal die Vader bid dat hy vir julle die ander trooster stuur. En nou kom hy, Jonah, dan kom troos hy. Hy het aan die dotters oorlede, Vrydag aan, dit was so hartseer, hier in die kerk. So hartseer. En ons het gebid vir jou, vir die Here dankie gesê, dat die Here by jou sal wees. En ek wil vanmôre wil ek elke ene mee wil ek sympathiseer wie iemand aan die dood afgestaan het. My eie vrou, verlede jaar, my ma's oorlede aan COVID. Sy het so ook aan die saal aan my gelê waar ek gelê het. Ek was eers die naweek het ek dood gegaan, maar toe die Here dit goed gedink dat hy genade kry en sy sterf. Selfe mense wat vir my gebid het om te lewe, selfe mense wat gebid het dat sy kan. Maar sy het nie gebleef, sy het gesterf. Arona se man, pastoor, jaar en 'n half gelede. Sy het COVID, hy het COVID. Sy leef, die Here neem vir des. En daarom is daar baie vrae, wie wat leer God my doen? Wat die Here my leer, en dis die werking van die Heilige Gees. Halleluja. Ons is nie alleen nie, ons is getroos. Die Here troos ons nie net nie, hy restoreer jou ook. Hy bring jou na meer as wie jy was. Is dit? Sê net vir die ou langs jou, meer as wie jy was. Sê iemand vir hom, John, meer as wie jy was, John. Kom aan, sê dit weer vir hom, sê vir hom. Smaan vir die ou, smaan. Jy wil nou nie vir hom vra, kry jy dit in wit ook nie. Maar, los het dan. Maar nou kom die Heilige Gees en hy restoreer jou. En hy restoreer jou. Ek sou graag nog op hierdie stadium in my lewe, op my ou bedjie gelê het, en die sorgste, jammerste, pynlikste, hartseerste van mens wees. Want hoe lank moet ek nou eintlik 'n swart bandjie dra? En hoe lank moet ek, wie het gesê is haar handboek wat sê? Wie het gesê hoe lank om my hoed dra wanneer ek daar nie koringlange besig is om koring te sny en so meer. Hoe lank moet ek hou? Nee, daar's nie 'n boek wat sê nie. Maar die Here het sy tyd vir alles. En sy tyd sien ons tyd nie. Ek sou nou graag 2 jaar nog wou gehou en getree het. Maar hoekom het die
my gelos en U het vir Heiland gevang. Selfs wat Arona gedoen het. Here, hoekom het U my teruggebring en vir Des geneem? Terloops, ek en sy ken mekaar al 34 jaar. Nee, so ons verstaan mekaar baie lank. En haar familie en heeltemal baie. Maar Here, hoekom het U my geneem? Hoekom het U die gebede vir my gehoor, maar nie vir Heiland, nie vir Des nie? En die Here leer my hierdie ding. Paulus bid die Here 3 maal. Jonah, jy nou hoor, hy bid die Here 3 maal vir die doring in sy vlees. Onthou jy dit? Ag, iewers was hy al in 'n kerk wat hy dit gehoor het. Hy sê 3 maal het ek die Here gebid vir hierdie doring in my vlees. Die Here my niks gegee nie. Maar die Here sê vir my genade is vir jou genoeg. Ek het dit nooit verstaan. Here, hier verstaan ek dit nou. 'n jaar later, deur baie seer, deur baie pyn, deur baie rou, waar ek moeite gehad het om 'n gemeente moes optel uit die diepste damp, soos die gemeente baie COVID-mense begrawe het ek ook baie. Maar het die Here met my gedeel en hy het vir my gesê, ek het vir jou genade gegee. Jy het gebid vir die wonderwerk. Ek het jou nie die wonderwerk gegee nie. Maar wat doen jy as God vir jou nie die wonderwerk gee waarvoor jy bid nie? Maar hy gee ons jou. Wat sou jy gekies het? Sy genade of 'n wonderwerk? Kom aan. Ja, challenging is dit. Nee? En weet jy waarom lê die genade? Want ek het nie verstaan nie. Lê daarin dat my vrou agterna die dokters bewys sou permanent op suurstof gewees het vir die res van haar lewe met 'n suurstof dingetjie moes loop. Dis nie sy nie. Sy was so. Nee. Sy sou volgens die dokters bloedklont deur die brein was baie waarskynlik deel van die oorsaak dat sy gesterf het. Want sy het mielome gehad. Sy sou in 'n reistool gesit het. En ek sou dood gewees het en wie sou na haar gekyk het. Sy sou aan 'n reistool gekluister gewees het. Hoe weet jy? Weet ons. En daarin gee die Here genade, maar sy sê 100 miljoen keer beter af wat sy is, as wat ek op my beste hier kan wees. Want vir my is die lewe Christus. Dankie pastoor Dennis, is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. Is 'n wins, halleluja. Wil dit net sommer met die deel. Ek weet nie hoeveel tyd het ek nie, maar ek is by familie, ek is by die huis. Nou is daar 3 mense, baie heuning op my lippe. In Pinkstertyd, waar ons onder leiding van die Heilige Gees met mense praat, want dit is die Heilige Gees wat ons dryf om te bedien. En dat die woorde wat ons spreek, is soutwoorde. Dit is soutwoorde wat ons smaak gee in mense se lewens, deur die Heilige Gees. Maar ek wil nou eers 'n ding doen, en ek wil pastoor Johan en Konrad, en so, ek het hulle beloof, hierdie 2 ouens het my rondgery en my gevat vir 'n ontbyt. Nee? Seker die goedkoopste ontbyt in my lewe wat hulle betaal. Ek het hulle beloof, ek bring vir julle chocolate. Onthou as julle vir mense iets beloof. Nee? Dan moet jy nie van nonsens aanjaag nie. Jy moet doen wat jy gesê het. Jy moet doen wat jy gesê het. Wie like jy? Ja, hy het gewys. Hierdie meisiekind, Johan, sy het vir my aardappels opgemaak. Ek was 5 jaar terug hier en toe die was 'n ander dame gewees. Sy's nou weg, né? Die klink het of ek op hoogte is. Sy's nou weg. En toe Bula het gebel, sy het moeite gedoen om uit te vind. Ek sê wat pastoor Lou gedoen het en daai hele pits opgegee. Daarso. Dankie. Dis ek like dat is. Maar hier's nog nie.
Hy gaan nie nou uit nie, hy gaan nou uit as 'n illustrasie. En vra, wat is die doel van Pinkstertyd? Hoekom is ek hier tot Woensdag? Hoekom is ek hier tot Woensdag? Weet jy wat? Die Here het ons in sy liggaam geplaas nie om niks te doen nie. Want hy sê, ek gaan nou sit aan die regterhand vir sy disippels, van my Vader. Ek kan nie daar wees nie. Maar julle gaan gevul word met die Heilige Gees. En julle gaan my liggaam verteenwoordig hier op aarde. Kom ons dink 'n bietjie daar. Nee, stem ek dit? Dink 'n bietjie daar. Julle gaan my liggaam wees. Want is ons die liggaam van Christus? Ja, ons is. Maar die woord sê so. Die woord sê so. Ons is die liggaam van Christus. So beter dit wees dat ons optree soos die liggaam van Christus. Dat ons handeling, ons loop en ons wandel moet wees soos die liggaam van Christus. Ongelukkig is ons uitlaat partykeer en soms gekontamineer. Hier werk dit nie meer mooi nie. So in die begin, nadat jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het. Ja, kan wel uit jy die werk vanmôre, want dit kyk net dan. Het jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee, en jy het uitgestap en jy het gesê, ek het my hart en my lewe vir die Here gegee, en jy het vir mense begin getuig en gaandeweg, het daai uitlate begin verstop raak. Jy het al minder begin praat, jy het al minder begin wys, jy het al minder begin loop, en daar het 'n stagnansie ingetree, as gevolg van kontaminasie hier, wat ons laat deursyfer het na die Gees. En wat is ons hele doel? Word nou morstig. Wat is ons hele doel met soos heuning op my lippe? En wat is die doel van hierdie week? Kom ek vir dit demonstreer. Want ek is 'n demonstrasie, ons ek nie kan sien wat ek doen nie. Of kan gewys word nie. En ek hoop, ek gaan nou sommer net hier sê, ag, mag die Here verskoon hoor, het julle 'n stofsuiger? Okay. Verskoon hoor. Maar kan julle mooi kyk hierso net. Hierdie is die houer. Daar binne is sout. Dis die inhoud. As die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Julle is die okay, wie? So, as daar nie sout uitgaan nie, is daar 'n probleem met die wie is die houer van die sout? Nee, sê bietjie. Dis baie naby. Goed, ek is die soutdraer. Die sout is in my, sê die Here. Spreek woorde van sout. Die sout is in my. Nou kom ek tot bekering. Nou, wat amper praat ek Pretoria en sê, watch it. Hou dit nou dop. Hou dit nou dop. Sout kom tot bekering en as jy dit mooi wil kry, sal sommer daar met die kruisgoedjie, dan sit jy net. Dan sit jy net daar. Okay, ek wil nou nie in iemand se pad wees nie, maar hier sê ek nou. Nou kom ek tot bekering, ek word vol sout. Maar ek is nou so sout, ek kan gaan vertel. Gaan jy en maak disippels. Nee? Van ander mense. So, kort na my bekering. Wat het julle gesien? Daar bietjie uitgekom. Toe ek hom omdop. Toe die Here jou omgedop het. Nee? Het daar bietjie uitgekom. Nou wie van julle het by julle se huise soutpotjies wat so lyk? Ken julle hierdie soutpotjies? Kommenste wat jy kry. Ek het dit in my huis, dit kom van my huis af. Hieronder is sulke riffeltjies, het julle dit al gesien? Het julle gewonder hoekom is die riffeltjies daar?
Weet julle hoekom? Dis wat gebeur. Hier kom niks uit nie. Nou moet jy hom 'n bietjie grind. As jy hom grind, sê dit, as jy hom grind, gee hy sout. Dan gee hy sout. En dis ek en jy. En nou het ons opgedroog en dinge werk nie lekker nie, dinge loop verkeerd. En dan comes the grinder. En ons sing, Here, maak my en vorm my net soos U wil. En dan kom hy en hy maak my en hy vorm my. He gives a bit of grind. En hy kom nie sout. Hoekom? Want hy wil hê. Stop nou. Want hy wil hê jy moet sout gooi. Die probleem, is die probleem by die sout? Ja. Is die probleem by die tipe sout? Wat jy kry. Vol sout? Dan kry jy medium sout. Dan kry jy kry vol sodium sout. Dan kry jy low salt, jy koop dit by Cleats. Dis vir ouens wat diabetes is en so. En dan kry jy, hy lyk so sout, hy vloei so sout, maar is no salt. Hy lyk net so. No salt. Die probleem lê dan dus nou, nie by die sout nie, maar by die houer. En wie is nou die houers van die sout? En dis nou wat ons nou doen hierdie week, tot Dinsdag. Moet ons die houers reg kry. Want as jy die houer reg het, gaan die houer uitgaan. Ja, meneer Silver, daar by jou skool, gaan julle inbeweeg en julle gaan daar kinders die beste, die mooiste van lerings en woorde gee. En wanneer jy met hom praat, elkeen van u, dan sit woorde so sout. En jy is die moeite werd en jy is betekenisvol. En jy stap daar weg en jy sê, Here, het ek dit gesien? Wow, want die Heilige Gees het jou geïnstalleer en jy het gepraat en jy het gedeel. Hoekom? Omdat daar nie 'n probleem is met die houer nie. Niks fout met die evangelie nie. Paulus skryf, hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van redding, 'n krag van God tot redding vir elke ene wat glo. Spreek die evangelie. Skaam my nie vir die evangelie nie. Hy sê vir ons later, sê hy, kom laat julle woorde met sout besprinkel wees, sê die woord van ons. Kom, kind van God, kom ons kry die wissel. Ons kry, dis nie sy van nie. Dit is wat hy is. Hy sê houer. Hy sê houer. Kom ons kry die houer weg. Die probleem lê nie by die sout nie. Die woord van God is waarheid. Skerper as enige tweesnydende swaard. Nie om mense uit te kap nie, dis nie wat ek bedoel nie. Hy praat net deur die indringing en deur die deurdringbaarheid en die kwaliteit en die skerpte van die woord. Skerp genoeg, hard genoeg om harde harte van klip te kap. Halleluja. En dit verander jou. Wat beteken jy? Kind van God vir die persoon rondom. Nou is al 5 baie belangrike vrae. Tot hoe laat kan ek aangaan? As hulle begin loop, mag hulle. Weet julle wat sê my gemeente vir my? Dis hulle is al 'n klomp ouens hoor. Hulle sê vir my, dan sê ek, hoe lank kan ek preek vanoggend? Dan sê pastoor, ons maar nie, jy kan 2 ure preek, maar na 1 halfuur loop ons. Dan kan ek red nou. Red en as jy so, jy moet loop maar. Maar dit te wanneer, ek gaan probeer. Julle moet nou vanaand kom, want jy nou vanaand op demonstrasie, en ek wil net vir julle sê wat ek vanaand vir julle wil probeer wys. Want dit kan verwarrend wees, want jy hoor
vervulling met die Heilige Gees. En jy hoor van dooping met die Heilige Gees krag in Pinkstertyd, toe die Heilige Gees, sê die Bybel, uitgestort is. Daar in die boventrek, daar in Israel. Net so as jy daar by die skaapspoog ingaan, draai jy so links. Dan loop jy so eind af met die gangetjies, daar by die trappe op, pragtige mooi plek, mooi aaltjies, mooi koepels, dan stap jy daar in, is die boventrek, daar kan so 120 mense by mekaar kom, lag. Nee, kan hulle daar by mekaar kom, as jy ooit wil saam met my Israel toe gaan, ja maar, wat het daar gebeur? En ons hoor nou van ander tale praat. En dan is ons so deur mekaar, dan dink ons hierdie ouens het kop verloor, ons dink hulle het anders geword, ons dink hulle gaan in 'n trans of in 'n koma of iets van die aard, en mense was nie lekker gewees nie, niks nie. Intussen is die spreek in tale 'n baie bewustelike Heilige Gees gedrewe. Jy is by jou volle bewusstelling. Jy weet presies wat jy doen, hoe hard jy praat, hoe lang jy praat, waar jy praat, wanneer jy praat. Soos byvoorbeeld, Beyendele Wagandia, Igahanda Maseteni, Kieno Sutu Ahanda Maseteni, Kundele Wagandia. Wat sê God se woord vir my? God se woord sê vir my, wanneer ek in 'n taal spreek ek verbondenhede tot God, tussen my en hom. Dis hoekom Paulus sê, as daar iemand inkom en hy praat net heeltyd in tale, ek kan hier kom staan en ek kan volgens heeltyd in tale vir u preek, dan gaan nie huis toe, en dan kyk julle vir mekaar, dan sê julle, dis die laaste keer wat ek my voet in daai kerk sit. Ek het nie woord verstaan wat hy moet sê nie, ek het nie gehoor wat hy sê nie, ek is nie gestig nie, en dis wat die Here wil hê, hoekom daar 'n uitleg vir 'n taal moet wees, en dit is deel van een van die gawes van die Heilige Gees, is die uitleg van tale. Een is sprekende tale, een is die uitleg van tale. En ek gaan probeer om hierdie week vir u dit mooi te verduidelik, die verskil in dit, sodat u weet, dis nie 'n ander kerk ding nie. Dit is 'n Bybelding nie. Want hy sê, so kom dit julle en julle kinders, en almal wat nog daar ver is, kom dit toe, vir jou as kind van God, wat vervul is met die Heilige Gees. So ek gaan probeer om dit vir jou aan mekaar te sit, sodat jy kan kom en kan kom luister. Nou, is daar 5 baie belangrike vrae, nou gaan ek dit doen, want weet julle wat doen besoekende predikers partykeer? Hulle probeer om hulle hele studieloopbaan, al hulle jare se ondervinding in een preek uit te pak. En dan moet julle daarna luister. En dan ek wil net so dit hou, so kort as moontlik, 5 vrae. Daar's 5 baie verskriklike belangrike vrae wat hy 'n hemelse impak op jou lewe kan hê. 'n Hemelse impak, groot impak, en dit kan jou lewe verander vandag in hierdie plek. Want jy sien, as ons sê, Holy Spirit, thou art welcome in this place, which we sang just a few minutes ago. Omnipotent Father, thou art welcome in this place. Sy deur sy Heilige Gees, die derde persoon in die Godheid, hier teenwoordig. Jesus sit aan die regterhand van die Vader op hierdie oomblik, waar hy vir ons intree as middelaar. Die Heilige Gees is hier. Ewig God as die Vader, ewig God as die Seun, is die Heilige Gees. Nie in belangrikheid, maar in funksie. Sy ewig. En daarom is dit so belangrik. Daar's 5 dinge. En ek wil net eintlik een skrifgedeelte gebruik oor dit. Maar ek gaan vir julle nou nog 'n demonstrasie gee. Want ons is mos Sinus Christene. Weet julle dit al gehoor?
Ons sê sinus glo. Okay. Nou ons gaan vir julle nog 'n demonstrasie gee. Weet julle wat? Daar's 'n ding, hoe vir julle sê, maak so lank vas julle sitplek gordels, wat mense onvrugbaar maak en wat die wissel totaal en al contamineer, dat dan niks kan gaan. Ek gaan daarby uitkom. Maar eers is daar 'n ander vir jou vraag. Kom, ek gaan vir julle lees, Bybel het. Pastor Roland sit op hier agter, dan gaan ons lees. Kom, ek gaan saam met julle lees op lees. My skrifgedeelte, 5 belangrike vrae. Skrifgedeelte is Handelinge 9. Handelinge 9, en ons kyk, ja, nou gaan ek so afgekom, maar net 'n paar versies. Kom ons lees, verskoon my reg. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels, so hy was 'n monster geweest, nee? So, hy's nie 'n disipel geworden nie. Hy was 'n monster. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoofpriester toe gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus. Daar was 'n sinagoge geweest, sodat as hy mense sou vind, dis nou daar in Damaskus, wat van die weg was, met ander woorde wat die Here gevolg het, manne sowel as vroue, so vroue het al daai tyd kerk toe gegaan, manne sowel as vroue, dat hy hulle geboeid na Jerusalem toe sou kom bring. Volgende vers. Nou toe hy op sy reis naby Damaskus kom, hy het die briewe gaan haal en hy gaan nou Damaskus toe, as 'n klomp latte saam met hom, klomp ouens, hulle saam met hom. En toe hy op sy reis na Damaskus kom, in die dag, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en gebeur iets verskrikliks. En hy val op die grond. Ja! Kry die prent. In die Comrades terme het hulle 'n term wat hulle gebruik as hulle nou gaardraling gedaan is. En hy lê daar langs die pad. Dan sê hulle is lippe teen die klip. Nee, as hy dan, jy weet dat, hy's gaar. En Paulus lê daar, dit nou maar. En hy val op die grond en hy hoor 'n stem vir hom sê, Saul, waarom vervolg jy my? Waarom vervolg jy my? En hy sê, sy vraag die eerste een, wie is u Here? Here, wie is u? Is u die een wat die waarheid van hierdie woord is? Is dit wat ek hoor? Is dit die werklike waarheid? Here, wie is u? Mense soek nog steeds vandag en sê, Here, wie is u Here? En die Here antwoord hom en sê, is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Mag die Here sy woord sien. Luister baie mooi. Toe oorlede Adam en Eva in die tuin gesondig het. Ek is nie buite die Bybel as ek sê oorlede nie, hulle is oorlede. Toe hulle gesondig het in die tuin en die mense in sonde geval. En die mense in sonde geval het. En die gees van die mens, die ontmoetplek van God. Want onthou God sê, die woord sê vir ons in Johannes, hy sê God is gees. En hy soek die wie hom in gees en in waarheid aanbid. So, hy het 'n ontmoetplek met die mens. God ontmoet met my. Wanneer ek my gees instel en oopstel, dat hy met my ontmoet, omdat hy my lewend gemaak het, deur die weergeboorte, my gees wat dood was. Want hy het vir Adam en vir Eva gesê, as jy van hierdie brood af, as van hierdie boom eet, die appelboom. Dit is nie appelboom gewees nie, man. Dit was net die boom. Dit sê, as jy van hierdie boom eet, gaan jy sekerlik sterwe. Toe eet hulle ons. Toe gaan hulle nie dood nie. Maar iets het dood gegaan. Die ontmoetplek van God met die mens. Want Maleagi
gee antwoord het baie mooi. Hy sê, hoekom het God net een mens gemaak? En hy antwoord homself en hy sê, want hy wou vir homself 'n geslag verkry. So hy mens gemaak sodat hy met hulle kon kommunikeer en praat. Maar toe sondig hulle, val in sonde, gehoorsaam die Satan en die ontmoetplek van God met die mens, die gaan dood. Adam en Eva, dan gaan julle uit die paradys uit. Nie in paradys nie, uit die tuin van Eden. Hulle het nooit hulle voete in die paradys gesit op aarde. Dit was die tuin van Eden. Uit die tuin van Eden uit. En hulle word geblok, hulle kan nie weer terug in die tuin van Eden. En die ontmoetplek met God het gestel. En die mens in Jesus Christus kom die Here en hy maak deur sy genade, maak hy 'n weg vir die mens se gees wat dood is en gesterf het in die tuin van Eden, lewend sodat God weer 'n ontmoetplek met die mens het deur Jesus Christus wat hy gedoen het. Want God is gees en hy soek die wie hom in gees en in waarheid aanbid. En nou kom u en ek en ons sê, Here, ek wil my lewe vir u gee. Hoekom? Want ek het die evangelie gehoor kom deur die geloof en ek geloof deur die prediking van die woord. En iewers het iemand iets gepreek onder leiding van die Heilige Gees. Ek het gehoor, ek het geglo en ek sê, Here, ek gee my lewe vir u. Ek mag alles met u reg. Maak my u eiendom en maak jou seker. En Petrus skryf en hy sê ons het deelgenootskap aan die goddelike natuur gekry. Jy sien, hoekom loop ek nou hierdie pad? Want in die mens het daar 'n ding agtergebly in die tuin van Eden nadat hy uitgewerp is. En dit is om iets te moet aanbid. As jy dit nie glo nie, gaan net nie so ry in die pad af en sien jy hier sit 'n ou by die boomstompie. En hy's besig vir hom 'n gootjie uitgekerf op 'n boomstuk. En daar aanbid hy by 'n boomstompie. Ander kom in hulle aanbid 'n klip. Ander gemaak vir hulle 'n beeldjie van goud, gaan met 'n boeket toe. Gemaak vir hulle 'n beeldjie van goud, en gaan sit hy voor 'n beeldjie van goud. Nou aanbid. In die ring is daar die mens gelaat om 'n God te soek. En die man en die vrou wie die Here nie dien vandag nog nie, in hulle soeke en in hulle wandel en in hulle loop, wat hulle sê, iemand help my, vra hierdie selfe vraag as wat Paulus hier vra, Here, wie is u? En ek en jy moet sout gooi. En as ek en jy as draers, as wissel verstop is, kan dit nie by hom uitkom nie. Dit kan nie by my kind uitkom nie. Dit kan nie by my neef uitkom nie. Dit kan nie by my huiswerkers uitkom nie. Dit kom nêrens uit nie, want die probleem is nie met die evangelie nie. Die wat dit hoor, gaan dit glo. Maar u en ek, wie die draers is daarvan, ons het 'n probleem. En as ons dit kan regkry, maar mense loop nog en hulle sê, Here, wie is u? Wie is u? Kan u my nie help nie? Wie is die God? As ek maar u net kon aanbid soos wat oom Japie dit gedoen het van ouds af. Want in hom het ek 'n God gesien wat ek graag sou wil aanbid. Maar hier is ek so verdwaal en verward, Here, wie is u? Die stem sê vir Paulus, sê ek is Jesus, wie jy vervolg. Ek is Jesus, wie jy vervolg. Dis die belangrikste vraag 1. Nee, kan ek na vraag 2 toe gaan? En die eerste ding, die volgende ding wat by ons opkom, en ek dink, kom ons kyk 'n bietjie wat sê Handelinge, die 16de hoofstuk. Ek bly nou maar hier by Handelinge, sodat pastoor Johan se van ons nie seer word. Handelinge 16, vers 26 tot 31. Nou is Paulus en Silas, is hy nou nog gemaklik? Vat net dat iemand se hand langsam beweeg net. En jy net die bloed op die vrou. Nou is Paulus en Silas was nie Paulus se vroukie nie. Dit was een van sy medewerkers, ander ou het gekry oor Silas en sy vroukie. Of Paulus en
en sy vroukie Silas in die tronk. As hulle in die tronk, en hulle is vas, en in die middel van die nag, sing hulle lofliedere tot die Here. Ja, terwyl hulle sing, skielik, kom maar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis skrik. Onmiddellik het al die deure oopgegaan, hè? Al die deure van die, dit moes 'n aardbewing gewees het, want die deure uit hulle skeniere en uit hulle slotte uit. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. Nie net sommer Paulus en Silas en nie, almal se boeie val dit af. Die tronkbewaarder, wat 'n Romein was, jy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy sy swaard getrek en hy homself om die lewe bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Die Romeine was 'n ander mislukte klomp mense gewees. As ek die woord mag gebruik. Nee. Maar ek praat maar weer Pretoria. Hierdie Romeine het so gewerk. As jy die gevangenis, ek praat net van die gevangenis as 'n ander skool wat hulle voorverantwoordelik was, dan het hulle nie net die tronkbewaarder om die lewe gebring nie. Hulle het sy vrou, het sy kinders, het sy kat, sy hond, sy budgies, sy krokodille, sy sybrums, alles het hulle uitgewis. En toe die ou dit sien, toe besluit hy gaan sy eie lewe neem, want hy sien die kans vir hierdie ander dinge. Toe wil hy nou sy eie lewe. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. Hy sê, die mans werk nie, tel ons. Nee. En toe hy dit gevra het, spring hy daar binne en hy val voor, bewende, val hy voor Paulus en Silas neer. Hier spring in die tronk in, en hier is hy voor hulle, maar hy bewe soos 'n riet, en hy sê vir hulle, meneer, wat moet ek dan doen? Ek sê die dan, wat moet ek doen om gered te word? Ja, wat moet ek doen om gered te word? Dis nie rocket science nie. Dis nie 'n ritueel nie. Nothing. As 'n staller 9 sien in 'n koshuisbed, of langs 'n koshuisbed kan neerkniel, met 'n ou blou government GG kombers, government, GG, kan neerkniel, en sy maatjie, sy kamermaat, wat hy nie eens gelike het nie, Dirkie Uys, dis nie die enetjie wat in die boereoorlog het. Hierdie een se bynaam was Piet Suinig. En Dirkie Uys vir hierdie ouetjie gesê, gee jou hart en jou lewe vir die Here, staan er 9. So eenvoudig, so ongecompliseerd. En ek sê vir hom, wat ek kan nie vir u vertel wat aanleiding gegee het tot die gesprek nie. So eenvoudig. Gesê glo in Jesus. En hy sê, ek is in die evangelie kerkkind gebore, groot geword, ek ken geen ander kerk. Was nooit lidmaat van 'n ander kerk. En alhoewel ek in die kerk groot geword, my pastoor, in die kerk waar groot geword het, ek vervloeiende Betekone genoem, was my pastoor geweest, pastoor J.L. de Marij. En ek daar by die bed neem, en ek daai aand, in Potchefstroom, in Indians, Potchefstroom Tegniese Hoërskool, my hart en my lewe vir die Here gee. Net op grond van glo in Jesus, en jy sal gered word. En hoe hy sê,
Dis nou voor die Joodse raad. Ag nee, dis nou 'n klompie Jode, want jy sien, hulle is mos nou die behoudendes gewees, dan Fariseërs, daar was owerstes gewees, skrifgeleerdes, maar hulle het nou aan die wette vas. En nou is Paulus hier besig om juist dit wat hy vervolg het, na te volg. En hulle kry hom voor hierdie raad, en hier staan hy. En nou moet hy hom verdedig voor die volk. En daar in Handelinge 22, in Handelinge 22, verhaal hy wat met hom gebeur het op die Damaskuspad. Nou hoor wat sy vers 8 tot 10. En ek het geantwoord, en vertel hy vir hulle hoe hy op die grond geval het, hoe die lig is. Hy sê, en ek het geantwoord, wie is u, Here? En hy het vir my gesê, ek is Jesus die Nasarener, wat jy vervolg. Hoor sy volgende vraag. En die wat saam met my was, het wel die lig gesien, bang geword, want die stem van hom wat met my gespreek het, het hulle nie gehoor nie. En ek het gesê, wat moet ek doen? Here, wat moet ek doen? En kry jy die Here Jesus in jou lewe vandag? En enige iemand anders in jou huis, is hierdie dinge wat gaan opduik. As jy soek na Jesus, gaan jy hoor, glo in hom. En wanneer jy in hom glo, gaan jy hierdie vraag vra, Here, wat wil u hê moet ek doen? Wat wil u hê moet ek doen? Ek kan nie preek nie, ek sê die pastoor nie. Ek sê die pastoor se vrou nie, is nie genoeg in die dorp om mee te trou nie. Maar wat kan ek doen? Dat jou sout loop. Dat jou sout loop, Wessel. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Hulle sit nie 'n titel daaraan nie. Hy sê net, jy moet 'n disipel van Jesus wees. Gaan maak 'n disipel. Staan op en word wie jy was by jou bekering. Kry die toerusting geleer. Word weer iemand wat sout kan laat uitloop. Loop na mense toe en sê vir hulle, ek is jammer. Ek het aangejaag, of ek is jammer, ek het vergeet. Ek is jammer, kan jy my vergewe? Vergifnis is die grootste goddelike aksie wat ek en jy kan doen. Want ons dien 'n vergewende God. Kom ek vir u iets demonstreer. Nou vergifnis kan 'n verskriklike binding in jou lewe veroorsaak. As jy nie ander vergewe het nie, of as ander nie vergewe nie. So iemand wat kan sê amen. Kom ek vir die wyse werk. Enige mens kan vergifnis ontvang. 5 jaar terug kom ek hier. Jy staan met hulle hier voor. En ek het baie nou gedink aan haar. En ek sê vir haar, Bobby, sy dink ek het nie aan haar onthou. Ek gaan nie vanaand vir jou bid nie. Maar gaan huis en praat met die Here. Daar sit sy. Daar sit sy. Kom nie na my toe. Kom net hier na my. Nou wil ek die wys en werk vergifnis. Kom net hier so kom staan hier by my. Kom staan. Ek het hom gebel. Kom staan. Ek wou net jou gelees. Ek weet. Sien jy nou, né? Sien jy nou? Kom ons kyk vir die mense. Nou gee ek vir jou hierdie sommer net. Ek wil gee jou hier. Dankie. Kan ek? Ja, dankie. En vergifnis werk, sy het gedink ek het al vergeet, nie ek het nie. En vergifnis werk so maklik. Maar as jy dit nie doen, hoor jy wat sê sy? Skies ek nou verder gebruik. Ek wou nie kerk toe gaan. Dis niks op my fout, ek is happy, ek is gelukkig. Ek is by die kerk. Ek het op die vliegtuig hierna toe gekom, met die chicken on beef. Maar meer ons het net beef. En geen probleem met my nie, ek is nie in 'n gevangenis nie. Sy was in 'n gevangenis. Sy het nie gekom. En as hy my naam hoor, dan kry sy sommer so snaakse trek na oor. Maar nou kyk hulle na daai meisie.
Sy is nou vrou, en ek is ook vrou. Kom ek vir julle iets maak. Kan ek maar. Ek is 'n demonstrasie aan. Ek soek 'n frisse ouer. Kom, staan nie so by jou. Hy is die sterkste. Ek wil nou vir julle wys. Bietjie wys wat doen vir gerings. Dit is pas so. Dis nou wat doen vir. Vriend. Stel ons op die punt. Hy kan dit hierdie goed met sy tong optel. So lig. So lig is. Man, hierdie goed sterk. Is die goed sterk? Ek demonstreer. Hy is Johanna agter die rug. Nee, jy nie die eerste rug. Nou vandag, kom jy nie samen. Hanne, hy voel nie is die gewig van die ketens nie. En, geen my klap ek sien. Geen my klap ek sien. Hy is pas, ne? Hy is pas. So, hy demonstreer vir ons, en hy wil. Onvergewensgesindheid wurg jou stadig dood. Dit bid jy dan as jy luister. Dat is onvergewensgesindheid wurg jou dood. Hy dra miskien nie veel gewig. Jy voel hom nie, maar hy bekruip jou. En hy bind jou hande vas. En hy begin vir jou wil. En jy kom nie agter nie en daarom kan jy begin nêrens gaan, maar jy gaan nie vir sy pastoor opbreek. Dis baie ek bedoel dit nou, is nou 'n wonderlike les wat jy my nou geleentheid gee. Ek gaan as my pastoor opbreek en bly by my huis, ek kyk jy dit doen. Ek gaan nou. Maar sy het nooit die gewig van 'n gevoel en ek het nooit die gewig van haar onvergewensgesindheid, ek bedoel dit nou nie so lelik nie, gevoel nie. Maar tog, toe ek hier kom, toe raak ek bewus van die vroukie, want ek was al die tyd as ek in 'n gevangenis. Raak ek bewus van die vroukie. Nou is dit belangrik, as ek dan hierdie dinge vir jou demonstreer. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na nog 'n skrifgedeelte, Matteus 18 vers, waar hierdie se naam nie, ek wonder of ek dit kan lees. Is dit nog oral? Is ek nog goed met julle? Kan ek nog 'n bietjie aangaan? Dankie julle hoor. Kom ons kyk net na Matteus 18 van vers 21 af. Matteus 18. Okay. Luister nou, maar net nou. Toe kom Petrus aan en hy sê vir hom, hy sê so 'n paar verse wat ons gaan lees. Here, moet dit ons aan my bloed bid teen my sonde en ek kom vergewe tot 7 maal toe. Hy sê dan klaar baie. Nee, Here Jesus sê vir hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 keer. Dis 'n bietjie ouch. 70 maal 7 keer moet jy dit doen. 70 maal 7, 490 keer moet jy hom vergewe. Gaan ons verder. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken en hy is nou vasgehou. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. Hoor jy? En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, dat hy betaal moet word. Die skuld raak sy hele menswees. Daar gaan ons red. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my en ek sal nie alles betaal. So asseblief wees my genade. En die Heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskelp. Gaan hy. Toe kom die Heer nou buite, maar toe hy daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penne
verkeering skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy my skuld. Dan gaan hy verder. Sy mededienste val te voor, sy voete neer en smeek op homself, asseblief, wees lankmoedig met my, ek sal alles betaal. Maar hy wil nie. Maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerk totdat hy die skuld sou betaal. Stop net dan, moenie verander. En hy het hom in die gevangenis gewerk. Jy hoef nie keer dit is gevangenis. Jy loop rond met jou voete, jy is vry. Maar jy is in 'n gevangenis. Jy sien? Daar is nog, suster, toe die oomie met jou gevroetel het, toe jy nog 'n ou dogtertjie was. En nou broer, jy onthou die dag toe hulle jou so geboelie het. En die geklingel en geklammel wat jy hoor, is die ketens van die gevangenis waarin jy nog vandag is. En die keer wat jy so geskil en gevloek is, en jy onskuldig was, jy sê ek sal nooit vergewe en ek sal nooit oor dit kom. En die gevangenis se deur agter jou laat toeslaan. Is dinge wat ook gebeur het, wat van dinge wat nou met jou gebeur. Sien jy nou sit jy in die gevangenis, en jy sit in die kerk en jy sê ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Wat is 'n probleem met die wissel? Niemand kan jou vry maak nie. Jy sien hierdie skrif van Gerber, dankie sê dit vir ons oproep. En hy wou nie, maar hy het gegaan en in die gevangenis gewerk totdat hy die skuld sou betaal, het gaan ons werk. En toe sy mededienste gesien wat het hom gebeur het, was hy baie bedroef en hy het gegaan en aan die Heer meegedeel wat alles gebeur het, want onvergewensgesindheid bring net hartseer. Daarom roep sy Heer om en sê, jou slegte dienste, al die skuld wat ek jou uitgestel het, omdat jy my gesmeek het, moes jy nie op jou mededienste ook barmhartig wees soos ek jou barmhartig gewees het nie. En sy Heer het hom in die toorn oorgegee. Die Heer het hom aan die toorn oorgegee. Aan die pynigers. Maak jou siek daai. Onvergewensgesindheid maak jou siek. En oorgegee aan die pyn. Tensy Jesus hier jok. Want is Jesus wat hier praat. En ons weet God kan nie lieg nie. So dis nog van toepassing. En hy oorgee aan die pynigers totdat hy sou betaal het. Totdat jy vergewe. Alles wat onskuldig was. Moenie draai nie. Nee, draai nie. Gaan. So. Net so. Nie anders nie. Net so. Sal ook my hemelse Vader, wie? Die duiwel? Ons beskuldig hou van baie dinge wat hy nie eens by betrokke is. So sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortreding vergeef. Ouch. Maar hoef jy iets wys. Net die Here kan jou vry maak. Maak nie saak hoe lank jy kom met jou pyn. Jy voel strong met. Gaan vanaand vir julle ook 'n demonstrasie. Ek sê die twee sterkste wat jy gebeur. Agter is een. Nog 'n sterk man. Wie sê jy self weer?
registers en sleutels. Kyk net of die goed regtig. Sal plastic swak. Van die sleutels, sluit die sok en koop en so kyk of dit. Dis 'n genuine sleutel. Nou wil ek hier met my vasmaak. Maak die sok oop. Dan sien jy die sterkste ding begin. Nou sluit jy van my so styf vas as wat jy daar. Trek hom weer. Moet nie nou slaap vas nie. Jy is so. Okay. Okay, dan vat jy sommer die sleutel. Toets hom dan kyk of hy nou vas is. En trek, jy moet druk. Jy moet nou nie 'n stoel. Dit maak my so. Doen nou die saak. Sluit hom mooi vas. Die breek nie. Kyk as baie spasie hier. Maar dan kan ek nou. So is al baie spasie. Dis nie polisie man. Wag net. Right. Das. Nou kan jy van. Ek moet dit vir u demonstreer. Kry my vir al ketting. Sit so op jou plek. Jy mag sien. Wat sou my die sleutels? Okay, nou is jy vas. Onvergewend soos dit. Ruk en blik. Soveel in alles. Ruk en blik, voel net of dit vas is. Ons regtig is. Ja. Ek kom nie weer hier na toe. En nou bid jy. En die Here maak jou vry. Nou bid jy. Die Here maak jou vry. As jy die slotte nog, die sleutels is daar agter, en die Here maak jou vry. En jy sê, Here, help my, dat ek vry kom, dat ek loskom uit hierdie kettinge, en uit hierdie bande, wat my so bind. Jy weet nie hoe jy vasgekom het nie, jy het dit nie besef nie, jy het nooit geweet, dat sterk manne het jou vasgebind nie. Maar die Here is sterker as wanneer jy die gawes van die Heilige Gees lees. 1 Korintiërs 12, gaan nou huis toe vanmiddag, gaan lees 1 Korintiërs 12. 12 is net na 11. 12. 1 Korintiërs, Genesis, Exodus, 1 Korintiërs. 1 Korintiërs 12. Lees jy oor die gawes van die Heilige Gees. Daar lê dit vir jou baie mooi. En dan gaan jy en jy lees na die funksie van die Heilige Gees, te weet die profesie, tale en die uitleg van tale en werking van die gawes in die kerk. 1 Korintiërs 14. Dan vind jy, dan vind jy in die middel van 12 en 14, vind jy hoofstuk 13. Hoofstuk 12, onthou nou die Bybel was nie ingedeel in sulke hoofstukke toe hulle hom gekry in die Grieks Aramees nie. Daar was een skrywer aan mekaar gewees, praat ek van die Korintiërs. Net Paulus het dit nie ingedeel nie. Daar was een skrywer aan mekaar. Maar die gedeelte van die liefde tussen hoofstuk 12 en hoofstuk 14 bind 12 en 14 aan mekaar hoofstuk 13. En jy kan nie hoofstuk 12 en hoofstuk 14 in jou lewe implementeer as jy nie die groot hoofstuk van die liefde het nie. Want Paulus skryf daar, hy sê, boys, al sou ek die tale van mense en engele spreek, al die gawes hê, en ek het nie die liefde nie. Ek het nie die liefde nie. Oh, glory! En ek het nie die liefde nie, dan het ek wat? Niks. Al hierdie, want hoekom?
Fabi, wat jy vanmôre gedoen het, gaan vir jou wondere verrig. Deurdat sy my vergewe het. Ja, dis hoekom ek net 'n teks gekoop het. Anders sou ek maar die liefde bind 12 en 14 aan mekaar. Ons kan nie daar sonder nie. Ons kry nie die gawes van die Heilige Gees om mense te oordeel nie. Ons kry die gawes is daar sodat ons kan sing en mense se lewens gaan inpraat. Die glossolalia, Griekse woord vir tong en spraak is glossa. Die spraakgawes, die glossolalia, praat ons van die sprekentale, die uitleg van tale, 'n woord van wysheid en 'n woord van kennis. Is daar dat ons sing in mense se lewens kan inpraat. Halleluja. En dit maak my opgewonde en dit is soos heuning op my lippe. Dis waarom die tema is heuning op my lippe. Julle moet nie vanaand mis nie. Maar dan gaan weer hierdie week met 'n proef vir iemand bid. Julle nog 'n mooi demonstrasie gee en dan gaan vir julle verduidelik hoe is die verskil tussen doop met die Heilige Gees en die vervulling. Watter een het eers gekom en watter nie. Is daar iemand wat gebed nodig het? Dit gaan niemand huis toe stuur nie. Is daar iemand wat gebed nodig het? Gaan vir u net bid. Kom so na ons staan net soos ons het al so baie vir u gebid toe. En dankie pastoor Dennis, dankie musikante, julle speel. As jy gekom het om vanoggend 'n groot pastoor te sien, nee, ek doen dit maar net so. Ek doen dit maar net so. En in die week gaan ons verder en ons gaan dit net so doen. OK, kom staan hier so by my. Ons gaan bid. En as daar nog iemand, ek het nie geweet die gemeente is so lief vir julle. Dis baie lief. En die van die wat hier is op die donderdag. As jy wil kom hande lê, kom as gebruik jy vir my. Kom wees er. Kry die wissel reg. Sommer net vir môre. Begin sommer net doen. En ons kry dit. En ons kry dit. Halleluja. Kyk, jy kry dit. Kom ons gaan van bid ons daar. Here, hierdie oggend hier, kom staan ons voor u as u kinders. Toe u aan die kruis op
Restore, revive.
Here the